My liewe vriende, ons is besig met die reeks oor die Heilige Gees en ons is by die 16de week waar ons praat oor die hooftema, ken jy die Heilige Gees? Ek lees in die week 'n baie interessante opmerking. Ek dink dit was Martin Lloyd-Jones wat dit geskryf het. En hy skryf oor die Heilige Gees en die skrif en hy sê die Heilige Gees voeg niks by die skrif nie. En hy neem ook van die skrif niks weg nie. Die Heilige Gees van God weerspreek nie die skrif nie, maar spreek deur die skrif. En dis vanmôre ons begeerte, dat wanneer ons die woord van die Here oopmaak, die Heilige Gees vanmôre God se woord in ons hart sal kom verlig. En daarom nooi ek jou om die woord van die Here oop te maak saam met my by twee plekke. En ek wil graag vir jou die kontras wys tussen Petrus en die disippels voor Pinksterdag en die gesindheid van die disippels en Petrus na Pinksterdag. Lukas hoofstuk 22 en Handelinge hoofstuk 4. Ons lees Lukas 22 vanaf vers 54. Kom ons gee die Here die eerbied terwyl sy woord in ons midde oop is en ons hoor dan so sê die Here. En hulle, dis die skrifgeleerdes, het hom Jesus gevange geneem en weggelei en hom gebring in die huis van die hoëpriester. En Petrus het van ver af gevolg. En toe hulle 'n vuur in die middel van die binneplaas van die paleis gemaak en by mekaar gaan sit het Petrus onder hulle gesit. En 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit, nadat sy hom aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom. Maar hy, dis Petrus, het hom Jesus verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En kort daarna sien iemand anders hom en sê, jy is ook een van hulle. Maar Petrus sê, man, ek is nie. En na verloop van omtrent 1 uur het 'n ander een dit verseker en gesê, so waar hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook 'n Galileër. Maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie, en onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk, en Petrus het die woord van die Here onthou, wat hy vir hom gesê het. Voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. En dan blaai ons na Handelinge hoofstuk 4, vers 1 tot 10. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, dis nou nadat Johannes en Petrus die lam man in die tempel gesond gemaak het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende dag toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het geglo. En die getal van die man het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom die owerpriesters en die ouderlinge en die skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar, ook Annas die hoëpriester en Kajafas en Johannes en Alexander, en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hulle hul voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle
dit gedoen. Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle. Owerstes van die volk, ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardoor hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Ek hoop jy die kontras raak gesien tussen Petrus voor Pinksterdag en Petrus na Pinksterdag. Petrus, die nag toe Jesus gekruisig is, ontken dat hy Jesus ken. Petrus, nadat hy vervul is met die Heilige Gees, spreek hierdie woorde en hy sê, net soos wat hy op Pinksterdags gesê het, hierdie Jesus het God verklaar as die Messias, hom wat julle gekruisig het. En deur hom te verkondig, het hierdie man gesond voor julle gestaan. Iets baie besonders het met Petrus en die disippels gebeur. Ek wil die wegspring deur met jou te praat vandag oor die doping deur en die vervulling met die Heilige Gees in die lewe van die kind van God. Doping en vervulling is 'n ondervinding of dan 'n proses nadat die Heilige Gees in die hart van die kind van God kom woon. Dit is hier dat die Gees die toepasser word, wanneer hy in jou hart kom woon, van die volle vrug van die kruiswerk en van die lewe van die Here Jesus, wat hy vir die mens dan, wat Jesus sy evangelie aangeneem het. Met wedergeboorte, soos Paulus dit noem, wanneer God 'n nuwe skepsel maak, 2 Korintiërs 5 vers 17, word die Heilige Gees binne in die mens uitgestort en kom maak hy woning, hulle wat die evangelie aanbieding glo en aanneem, en dus word die persoon verseël en verseker van sy saligheid. Van daardie oomblik af is daar 'n geweldige stryd binne in die mens tussen die ou mens, die persoon wat deur gewoonte sondes dinge doen, en die heiligheid van die Gees van God met die nuwe mens wat na die beeld van God in Christus Jesus geskape is. Nou wat is dan die doping en die vervulling met die Heilige Gees? Die vraag is, hoe onderskei ons tussen die doping deur en die vervulling met die Heilige Gees? Baie duidelik moet jy onderskei, ek praat van die doping deur en die vervulling met. Baie duidelike onderskeid. Die doping en die vervulling met die Heilige Gees is daardie besondere geestelike ondervindings in die lewe van die mens wat Jesus as persoonlike saligmaker aangeneem het, deurdat die Gees hom op 'n kennelike wyse aan daardie mens openbaar, deur hom in te lyf in die liggaam van Christus in, en later ook volle beheer van daardie persoon te neem. Ons gaan meer detail nou vir jou gee. In die skrif lees ons van die doping met of die doping deur die Heilige Gees. In Handelinge 1 vers 4 lees ons, sê Jesus voordat hy weg is, hy het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader
wat julle van my gehoor het. Vers 5 sê, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. 'n ondervinding waar die mens vir die eerste keer die Gees van God in sy volheid in jou lewe ontvang. Dis die doping deur die Heilige Gees. In Handelinge 11 vers 15 lees ek, en toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval soos ook op ons in die begin. En ek het die woord van die Here onthou, hoe hy gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Kyk die tyd van die werkwoord. Daar was twee baie duidelike ondervindings. Hy sê, die Heilige Gees het op hulle geval, en hy het onthou dat Jesus gesê het, julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Twee baie duidelike, onderskeidbare geleenthede. In Matteus 3 vers 11 kom die belofte van Johannes die Doper, as hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoen ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Baie duidelik, twee geleenthede. Ook praat die Bybel van die vervulling met die Heilige Gees. In Handelinge 2 vers 4 sien ons op Pinksterdag, terwyl die Heilige Gees in die vorm van die 4 tonge neerdal en op elkeen van die 120 gaan sit, dit sê hy, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Dis die doping en die vervulling vir die Ou Testamentiese bedeling gelyk. Daar het hulle die Heilige Gees in hulle lewens ontvang as inwonend, en ook die krag van die Heilige Gees ontvang, sodat hulle 'n lewe van diens en van getuienis kon leef. In Handelinge 4 vers 13 lees ons, onthou nou Handelinge 2 is hulle vervul almal met die Heilige Gees, vers 13 van die 2 hoofstukke verder sê, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus erken. Wat het gebeur? Die Petrus, wat 50 dae of wat terug sê, ek ken hom nie, 3 keer. Dieselfde Petrus preek dieselfde boodskap, waarvoor hulle Jesus gekruisig het. En hy sê onomwonde, dat is die Messias, wat julle gekruisig het, wat die verandering deur sy Gees in my lewe gedoen het. In Handelinge 13 vers 51 lees ons, toe het hulle die stof van hulle voete teen hulle afgeskit en na Ikonium gegaan, en die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. 'n derde keer waar daar gepraat word, dat dit 'n herhaaldelike ondervinding is. Die ontvangs een keer, die vervulling herhaaldelik. So kan ons aangaan. Ek wil nie jou tyd mors deur baie verskillende teksverse vir jou te noem nie. In Efesiërs 5 vers 18 praat Paulus, wanneer hy praat met die Nuwe Testamentiese heidene, wat die kerk en die liggaam van Christus word, hy sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Net soos wat sterk drank beheer vat, sê Paulus, oor jou lewe, so moet die Heilige Gees beheer vat van jou lewe, en dit moet 'n oomblik vir oomblik besit oorname wees, waarin die Heilige Gees beheer van jou lewe en dele van jou lewe kan ontvang.
In die verband van die skrif is dit die term doping met die Heilige Gees en ook as eerste ondervinding en ook die vervulling met die Heilige Gees wat herhaaldelike ondervindings is wat ons as 'n gesamentlike term noem as net vervulling met die Heilige Gees, maar ons moet dit baie duidelik onderskei. Vervulling met die Heilige Gees word in die praktyk ook dan die volheid van die Heilige Gees genoem. En dis Galasiërs 5 vers 22. As hy sê die vrug van die Gees is. Dis die volheid van die Gees van God. Jy kan nie dele van die vrug hê. Dis of die vrug of dit niks. En soos wat jy beheer oorgee, so neem hy meer en meer beheer en meer van sy volheid in jou lewe kom tevoorskyn. Daar's 'n duidelike verskil tussen die ontvangs van die Heilige Gees en dan die vervulling met die Heilige Gees in die skrif. By die ondervinding van wedergeboorte het die kind van God die Heilige Gees ten volle ontvang. Jy ontvang nie 'n deeltjie van die Gees nie. God kan nie 'n bietjie van homself vir jou gee nie. Maar by die ondervinding van vervulling met die Heilige Gees ontvang die Heilige Gees die kind van God ten volle. Sien jy die verskil? Ek wil dit weer sê. By wedergeboorte ontvang jy die volheid van die Gees. Maar met die vervulling van die Heilige Gees ontvang die Heilige Gees jou ten volle. En daar's 'n baie duidelike verskil. Die tweede is dat dit nie net ondervindings is nie, maar dat dit 'n bepaalde ondervinding is wanneer jy die Heilige Gees ontvang. Dis 'n ondervinding waarvan jy sekerheid sal hê dat jy dit het of nie het nie. Baie keer vra mense en hulle sê, hoe weet jy dat jy 'n kind van God is? Dat jy die Heilige Gees ontvang het? En dan kom daar baie teologiese beredenerings, maar ek dink die sekerste van alles is, jy sal weet as jy dit het, en jy sal weet as jy dit nie het nie. Die Heilige Gees wat in jou hart woon, sal jou nie onseker maak of hy daar is of nie daar is nie. As jy nie weet nie, dan het jy dit nie. En as jy dit weet, dan het jy dit. Dis 'n bepaalde ondervinding. Nou, ek weet daar gaan nou sekere ouens wat nou hierna sal luister, nie noodwendig julle nie. Maar mense wat hierdie volgende uitspraak hoor, gaan nou vir my sê, maar jy maak 'n gewaagde uitspraak. Die oomblik as 'n mens weergebore word, sal jy dit weet. Jy word nie stelselmatig wedergebore nie. 'n Geboorte is 'n ondervinding waarvan mense weet. Die dag toe my dogters gebore is, het ons dit geweet en almal het dit daarna geweet omdat ek dit vir hulle gesê het en hulle het gehoor, want daar's 'n baba in die huis. Nooit weer was daar enige onsekerheid of daar in hierdie familie 'n toevoeging is. Ons kon voor die tyd daaroor gedroom het. Ons kon voor die tyd daarvoor voorberei het. Ons kon daaroor gepraat het. Ons kon julle lam gemaak het dat ons 'n baba, nou nie ons nie, dat ons gesin 'n baba ontvang. Ons verwag mos nie, ons kan nie verwag nie. Die vrou verwag. Jy hoor mos deesdae die man sê, ons verwag 'n baba. Ons verwag nie 'n baba nie. Want ek het niks daaraan deel nie. Maar die oomblik toe dit gebeur, het dit soveel verander in my lewe,
dat ek nooit weer daaroor onseker was nie. Jesus sê in Handelinge 1 vers 5, julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. 'n baie duideliker, bepaalde, seker wees ondervinding. In Handelinge 2 vers 4 staan daar, hulle het hierdie ondervinding saam geniet en hulle is almal vervul. En hulle het nie daaroor gewonder nie. Handelinge 11 vers 15 sê, so seker dat hulle hierdie ondervinding gehad het, dat hulle 8 jaar later getuig. Toe ons begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin. Geen onsekerheid nie. In die tweede plek is die vervulling met die Heilige Gees 'n werk wat verskillend van en bykomend is tot wedergeboorte. Toe Jesus in Handelinge 1 vers 5 sê dat die apostels met die Heilige Gees vervul sal word, was dit 'n ondervinding wat hulle nog deelagtig sou word. Die vervulling met die Heilige Gees op Pinksterdag het die disippels die vrymoedigheid gegee om te gaan preek. Voor dit het hulle weggekruip. Ek lees in Lukas dat toe hulle bymekaar gekom het, toe Jesus aan hulle verskyn het en Thomas toe nabygekom het, dat hulle uit vrees agter geslote deure bymekaar gekom het. Maar die oomblik toe die Heilige Gees besit vat van hulle lewens, toe's daar 'n ander disipel wat uit daardie vertrek in die bovertrek in Handelinge 2 uitstap. Want daar het net iets verskillends en bykomend met hulle gebeur. Mense tot wie die Here hierdie woorde gespreek het, was alreeds volgens die Ou Testament weergebore. Hy gebruik die woord rein. Kyk wat sê hy. Johannes 13 vers 10, toe Jesus hulle voete was. Toe sê Petrus mos, Here, jy gaan nie my voete was nie. En Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig om die voete te was nie, maar is heeltemal rein en julle is rein, maar nie almal. Praat van Judas. So met ander woorde, toe Jesus vir hulle sê, julle sal die Heilige Gees ontvang, het hy gepraat van 'n bykomende ondervinding, want hy sê vir Petrus, julle is alreeds reg en rein, soos ons in die Nuwe Testament praat, jy's weergebore. Maar jy moet jou voete laat was, want wat maak voete was? In hierdie konteks, dit stuur jou om die evangelie te verkondig. Johannes 13 vers 11 sê, want hy het geweet wie hom sou verraai, omdat hy gesê het, nie almal nie. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Want as Judas rein was, sou hy nie Jesus verloon het, verraai het. En dis baie belangrik om dit te verstaan. Johannes 15 vers 3 sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Met ander woorde, dit was vir hulle een ding om in ons terme weergebore te wees, en heeltemal iets anders en bykomend om op Pinksterdag met die Heilige Gees vervul te wees. In Paulus se brief aan die gemeente in Efese is hier 'n verdere bewys wat ek graag onder julle aandag wil bring. Hierdie brief is gerig aan kinders van die Here. As jy Efesiërs 1 vers 1 lees, dan praat hy van Paulus, 'n geroepene van Jesus Christus, aan die heiliges wat in Efese is. Hy praat met kinders van die Here, persone wat alreeds 'n nuwe skepsel is volgens 2 Korintiërs 5 vers 17,
weergebore geword het in ons taal. Hy sê, Paulus, die apostel van Jesus Christus, die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges, nie aan Christus Jesus nie, die gelowiges in Christus Jesus. Om aan hom te glo, is om aan sy historiteit te glo. Om in hom te glo, is om te aanvaar dat hy in my plek gesterf het, vir my begrawe is, en opgestaan het, sodat ek in 'n nuwe lewe kan wees. Dis die evangelie. 1 Korintiërs 15 vers 1 en 4. In Efesiërs 5 vers 18, roep hy hulle egter om ook met die Heilige Gees vervul te word. Ons het nou die teksvers gelees. Met ander woorde, hy praat van gewis en onweerlegbaar dat iemand wat weergebore is, 'n nog verdere ondervinding van vervulling met die Heilige Gees deelagtig, ek het geskryf kan word, maar ek wil dit graag verander, moet word. Jy kan nog vervul word, want dis God se plan, maar jy moet vervul word, want hy sê, dis die wil van God, julle heilig maak. In 1 Tessalonisense 5 vers 18. In Efesiërs 5 vers 17 en 18, lees ons dat hierdie groot waarheid, dat kinders van God verstandig moet wees en moet verstaan, dat dit God se wil vir hulle lewens is. Dis nie die elektriese vensters en die aircon en die kamera in 'n kar wat opsionele ekstras is nie. God se kar wat hy jou aanbied, sluit hierdie goed in. God verkoop nie aan jou 'n evangelie wat nie aircon en elektriese vensters en park assist en al hierdie ander goed het wat in die nuwe karre kom. Hy bied jou 'n volledige verlossing wat alles insluit. En daarom het jy nodig om meer en meer en meer van die Heilige Gees se volheid te ontvang, deur minder en minder en minder van jouself in jou lewe te laat manifesteer. God het dus deur hierdie groot genade sy wil aan sy kinders bekend gemaak. Die doop en die vervulling met die Heilige Gees is elke kind van God se geboortereg. En dit vind plaas deur die gekruisigde en die opgestane Here Jesus. Hy het nie gesterf dat ek en jy moet hemel toe gaan. Hy het gesterf dat die mag van die smet en die skuld van sonde in jou lewe vernietig kan word, sodat jy hom kan dien. Hy het jou nie gered om jou hemel toe te vat. Jy gaan hemel toe, omdat jy deel is van die liggaam van Christus. En dis hoekom hy kom sterf het. Baie lede van die, ek praat van die ware kerk, die weergeborenes, geredde manne en vroue, het hulle geboortereg vir hulle self nie toegeëien nie. Terwyl die doop en die vervulling met die Heilige Gees aan hulle behoort. Hulle moet dit as besitting kom neem. Jesus staan en hy bied hierdie volheid. Ek kom sterf, dat ek jou sonde kan vat, en ek my lewe vir jou kan gee. En dis jou erflating. En jy gaan hel toe, omdat jy die erflating verwerp. Vervulling met die Heilige Gees staan altyd in verband met die doel van getuienislewering. Hierdie gedagte word voorgestel in Handelinge 1 vers 8, toe Jesus vir hulle sê oor die belofte van die Heilige Gees. Hy sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle, kyk wat daar staan, sal. Nie behoort eendag, of as jy toegerus voel,
of as jy een of ander teologiese graad onder jou naam het, sal jy my getuie wees. Ek wil vir julle sê, ek dink hier is een man in hierdie gebou, wat minder weet as ek van karre nie. Maar ek ry al van 1983 af 'n kar. En as my kar breek, maak ek die bonnet oop. En dan vra 'n ander vir my, wat kyk jy? Sê ek nee, ek weet nie, ek kyk of daar fout is. Maar dit verhoed my nie om 'n kar te ry nie. Sien jy wat belangrik is? Ek het nie nodig om die volle prentjie te hê om 'n getuie te wees. Ek het nodig om die vervulling met die Heilige Gees deelagtig te word, waar hy beheer vat van my lewe en hy maak my getuie. Julle sal my getuies wees. Verder in Handelinge 2 vers 4 tot 11, nadat hulle met die Gees vervul is, het hierdie saak om getuie te wees van God so belangrik geword, dat hulle God se Gees vir hierdie gevuldes 13 verskillende tale gee op die fees in Pinksterdag, om vir die 13 verskillende etniese groepe wat in Jerusalem is, wat die fees vier, aan Jesus voor te stel. Jode wat die fees vier, maar wat die Messias nie ken. So belangrik was die vervulling met die Heilige Gees, dat sy Gees 120 manne toerus om in 13 verskillende tale wat Jerusalem sou besoek, te vertel van Jesus as Messias. In Handelinge 4 vers 31 het dit uitgeloop, die vervulling op die verkondiging van die woord van God. Daar's nêrens in die Ou Testament of in die Nuwe Testament of enige geskrif, enige sprake dat vervulling met die Heilige Gees nie gepaard gaan met getuienislewe. Jy ontvang nie die Heilige Gees om 'n superchristen te word, wat nie sonde doen, wat bokant versoekings kan leef, wat nie moeg word nie, wat nie moedeloos word nie, wat nie sukkel nie, wat nie moed opgee nie, wat nie moeg raak nie. Jy word vervul met die Heilige Gees, dat God vir jou die evangelie, wat hy aan jou gebied het om gered te word, met ander te deel. Dis vervulling. Niks van jou nie. Hy maak niks aan jou nie. Hy maak alles van die evangelie. En hy rus nog een boodskapper toe, om 'n getuie te wees. Dis 'n ondervinding wat herhaal word. Hierdie waarheid het ons gelees in Handelinge 2 vers 4, en dan weer in Handelinge hoofstuk 4 vers 3. Volgens Efesiërs 5 vers 17 en 18 is dit klinkklaar dat dit die wil van God is om gedurig of herhaaldelik die werkwoord gebruik in Efesiërs 5 vers 18 sê, word met die Gees vervul, is in die present continuous, wat ons Afrikaanse taal nie het. Dis 'n aanhoudende, vervullende lewe, terwyl ek aanhoudende myself aan die Heilige Gees oorgee en sterf. Net soos wat 1 Johannes 1 vers 7 sê, as ek in die lig wandel soos hy in die lig is, het ek gemeenskap en die bloed van Jesus Christus is reinigende besig, terwyl ek lopende in die lig is. Presies dieselfde betekenis. Kind van God kan dus nie net een keer met die Gees vervul word. En is vir eens en vir altyd nie klaar nie. Verder is dit ook nie waar dat die volheid van die Heilige Gees jy dit kan verloor nie. Behalwe dat bewuslike sondes jou vrymoedigheid wegneem en die Heilige Gees se werk en se volheid sal onttrek, totdat jy van hierdie bewuslike sonde mee werk gedoen het. Jy sal die Heilige Gees dadelik verhinder, omdat hy nie meer ten volle besit in jou lewe het. En sy krag kan nie deur 'n
lewe wat nie aan hom oorgegee is, geopenbaar en gemanifesteer word. Maar ek is die Here so dankbaar dat die volheid van die Heilige Gees weer herwin kan word langs die weg van belydenis en regkom deur die bloed van Jesus Christus. Die volheid van die Heilige Gees kan egter ook behou word in die lewe van hierdie persoon. Volgens Romeine 8 vers 4 en Galasiërs 5 vers 16, wat nie meer veroordeling is nie, en wat in die Gees wandel, en nie na die vlees nie. Ek sluit af, ek lees vir jou graag hierdie 2 verse. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Galasiërs 5 vers 16 sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. My gebed is vanmôre, dat wanneer ons oor hierdie goed praat, en ons gaan nie die Sondag voor wat kom nie, die Sondag daarna, gaan ons afsluit en ons gaan kyk na die gevolge van die vervulling met die Heilige Gees. En ons wil stil staan by 'n praktiese voorbeeld, en ek het dit so 2 weke terug begin noem deur vir jou te wys, dat wanneer jy gered word, ontvang jy die Heilige Gees in jou lewe, en jy gee vir hom toegang in die gang van jou huis. Maar die res van die kamers behoort aan jou. En vervulling is juis waar jy elke vertrek aan die Heilige Gees oorgee. Hy dit skoonmaak, hy dit vervul en hy daarin woon. En ons sal dan afsluit oor 2 weke. Wat is die gevolge wanneer die Heilige Gees beheer vat van jou geestelike lewe? Kom ons sit so en dan gaan ons net saam bid. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons besef vanmôre dat ons nie sonder hierdie beheer van die Gees kan leef nie. Dat ons inteendeel nie kan bekostig om sonder die volheid van die Gees te leef nie. En dat ons in die derde plek 'n kwesbare, ontblote werktuig is, wat die bose kan misbruik, omdat my lede nie aan Christus gegee is nie, maar beskikbaar is vir enige iemand om dit te gebruik. As ek Romeine 7 lees, Here, dan sien ek die stryd in my eie lewe, en ek dank u, dat u dit vir my en vir ons bekend maak, dat daar altyd hierdie stryd is. Maar dat die Gees wat in my woon, die oppergesag kan hê, wanneer ek sterf. En nou, Here, is dit my gebed, dat wanneer ons in die week wat voorlê, skouers skuur en leef, dat ons versigtig sal wees oor wie ons toegang en gesag in ons lewens gee. Sal versigtig wees oor wie die beheer van my verstand en my emosies en my hande en my voete en my oor en my ore het. Want dit gaan bepaal wie op die troon van my lewe sit. Daarom kom bid ek, Here, dat u vir ons sal versigtig hou. Ons ore oop sal hou vir die stem van u Gees, wat ons herinner aan alles wat Jesus gedoen en gesê het. Ons aanbid u in Jesus se naam. Amen.